Goeiedag dierbares in die Here Jesus Christus. Ek groet u in daardie mooi en wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ja dierbares, ons is besig met 'n onderwerp, naamlik is tiende betaal, 'n Nuwe Testamentiese wet. En ons het ook gesê die rede waarom bietjie oor die onderwerp wil gesels, is dat ek en u wat in Christus is, in Nuwe Testament, deur die pad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees, is ons in 'n nuwe verbond met God, en het Christus ons vrygemaak, en dat ek en u in die vryheid wandel, waarin Christus ons vrygemaak het. En ons het al toelaat dat mensies ons, ken hulle motiewe nie, net God ken die harte, glo hulle werklik hulle is reg, of wat, ons weet nie, net die Here sal die harte eendag openbaar, om te sien wat die bedoeling van die hart is, maar wat vir ons wil leer, dat ons moet tiende betaal. En dat ons bietjie gekyk in die Nuwe Testament dierbares, die Ou Testament, het ons gesien dat tiendes was hoofsaaklik net gegee vir die Joodse volk, vir die volk van Israel. En God het dit aan Moses gegee. En ons het ook geleer in die Ou Testament is dat die wet van tiendes is nie 'n universele wet nie. Dit was vir Moses, en God het ook nie die boere belas en die volk nie, en die opbrengs van dit wat die boere moes bring, dit wat hulle geplant het, of waarmee hulle geboer het, vee of pluimvee, of wat ook al die geval was, hulle moes natuurlik 'n tiende daarvan bring, en hierdie tiende was nie vir God, in die sin van, hierdie tiende was geneem en aan hom verbrand as 'n offer, of dit iewers gaan op 'n berg sit as 'n offer vir God. Nee, God het daardie tiendes geneem, en dit het hy teruggegee aan die volk, dat God seker gemaak het, sy volk kon eet. En dis waarvoor die tiendes was, dit was nie vir enige ander redes nie. En dan het ons ook gesê, in die Ou Testament, kon ons iets leer omtrent die hart van God, dat God gee om vir sy mense, God wil sy volk versorg. Dit het ons geleer. Nou dierbares, dan kom ons by die Nuwe Testament, en ek dink, 'n baie belangrike ding wat ons moet onthou, God is onveranderlik. God verander nooit. Die God van die Ou Testament is ook die God van die Nuwe Testament. Die Here verander nie. Ag, ons lees 'n bietjie paar skrifgies wat dit vir ons bevestig. Hebreërs 13 vers 8 praat hy van Jesus Christus. Hy sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So Jesus is onveranderlik. Maleagi 3 vers 6 leer vir ons, ek die Here het nie verander nie. Dan kyk ons na Jakobus 1 vers 17, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe, daal van bo neer, van die Vader by die lig van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Is dit nie wonderlik nie, dierbares, om te weet, ons God verander nooit, hy is ewig dieselfde God. So dierbares, as dit kom by gee, vir die volk van God, God het nie verander nie. Dieselfde God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. Daar is net een verskil. Ons wandel nie meer onder die letter van die wet nie. Ons wandel deur genade. En dierbares, dan sal ons ook sien, in die Nuwe Testament sien ons dieselfde God. God se hart is vir sy volk, en God se wil is om vir sy mense te voorsien. En dierbares, ook nog 'n gedagte, waaroor die tiendes ons ook 'n aanduiding is oor 'n aspek, dat die skrywers van die Nuwe Testament is almal Joodse manne. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Jakobus, Petrus, almal wat hierdie briewe geskryf het, was Joodse manne. En dierbares, as ons gaan kyk in die Joodse volk, daai Joodse seentjie, van kleins af, as ek reg onthou, dink so van 5 jaar af, dan word hulle gestuur, en hulle word opgevoed in die Torah. So, daai joetjie leer daar die Torah, en ek dink op 12 moet hulle kan al die Torah interpreteer. So, die Torah en die wette van Moses was by hulle ingedrop. So, as daar nou mensies is wat die wet geken het,
dan was dit nou hierdie apostels. En onder hulle het daar ook 'n apostel die Here opgewek, naamlik ou Paulus. Hy wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf het. Nou, hy is bietjie verder voor die ander gewees, want hy was nie net 'n gewone Jood in die volk wat maar opgelei was en hy het sy besigheid gaan doen of sy werk gaan doen soos die ander nie. Nee, hy het 'n skrifgeleerde geword. So Paulus was in die skrifte opgelei. En ek dink geliefdes, as Paulus vandag geleef het, jy weet as jy sy briewe lees, besef ek Paulus moes 'n baie intelligente man gewees het. En ek dink in ons tyd sou Paulus 'n doktorsgraad gehad het in teologie of moontlik sou hy ook 'n professor gewees het. En as daar nou mensies was wat die wet geken het, sekerlik sou hierdie apostels vir ons gesê het, broeders, julle moet tiende betaal. En dierbaar is nog 'n ding oor hierdie apostels. Jy sien, hierdie apostels het die evangelie nie van 'n mens gekry nie. Daardie 12 apostels van Christus en Paulus, hulle het die evangelie by Jesus Christus homself gekry. Hulle het nie by 'n mens ontvang nie. Die Here het self die evangelie, die verlossingsplan van hom aan hierdie apostels geopenbaar. Nou dierbaar is, as tiende dan 'n vereiste was, sekerlik sou Jesus vir een van die apostels of 2 of 3 van hulle gesê het, dis 'n voorskrif dat my kerk tiendes betaal. Dierbaar is, daar is geen skrif in die Nuwe Testament waar het sy Christus of die apostels 'n aanduiding gegee het of 'n direkte opdrag gegee het dat ons moet tiende betaal. En soos ek hier gesê het, broeders, van waar die broers vandaan kom, hulle het Jesus gesien, hulle het persoonlike interaksies met Christus gehad. Jesus homself het die evangelie en die wil van God geopenbaar en sekerlik sou Jesus vir die disippels of vir die apostels gesê het, dis 'n vereiste dat my volk moet tiende betaal. Nou dierbaar is, die vraag is nou, wat is die grondslag van hoe gee ons in die Nuwe Testament? Hoeveel moet ons gee? En kom die apostel Paulus en hy gee vir ons duidelike voorskrifte hoe die saak werk in die Nuwe Testament. En ek lees dit graag vir u. In 2 skriffies gee hy die volle fondasie hoe ons, uit watter staat gee ons in die Nuwe Testament. En ek weet hierdie leraars wat hierdie leerstelling aanhou dat jy moet tiende betaal, sal vir jou sê, nee, maar waarvan Paulus hier praat is offers. Hulle sal vir jou sê, tiende gee dis 'n moet. Dis nie eers nie bygereken nie. Tiende is nie onderhandelbaar nie. Waarvan Paulus hier praat, is alles bo tiende. So wat hulle sal vir jou leer is, jou tiende moet jy gee, dis 'n, ek wil nou amper sê, dis 'n flat rate. Dis nie onderhandelbaar nie. Vir meer blessings, dan moet jy meer as jou tiende gee. En dierbaar is. En ek vra daai mensies net, waar in die Bybel staan dit wat jy sê? Waar het die apostels of Jesus gesê, tiende is 'n flat rate in die koninkryk van die hemele, dis jou levy, en alles meer as jou levy, daarop kry jy dinge. Dierbaar is, dis nie 'n wet, of 'n instelling, of 'n leerstelling van die apostels, of van Jesus gewees nie, dit is daardie mense se eie leerstellings, en dit is nie God se leerstellings nie. Maar kom ek lees vir julle 2 skriffies. 2 Korintiërs 9 vers 7. Hoor wat sê die apostel Paulus hierso. Hy sê, elkeen moet gee, soos hy in sy hart besluit het. Dit moenie vir hom swaar wees om te gee nie, en hy moenie gee, omdat iemand sê, hy moet gee nie. Hoorie, is dit nie prachtig nie? Onthou, God is lief vir mense, wat bly is, wanneer hulle gee. En ek gaan die volgende skrifgie lees, want die goed begin 'n prentjie vorm. 2 Korintiërs 8 vers 12. En julle moet gee wat julle kan. Let op daar. Gee wat julle kan. Want as 'n mens graag iets wil gee, dan aanvaar die Here dit wat jy kan gee. Halleluja. Jy sien, ons Here tap nie bloed uit 'n klip nie.
Dis maar ons is maar so spreektaal in ons taal, om te sê, jy druk jou bloed uit 'n klip uittap. Die Here wil nie hê dat jy iets moet gee wat jy nie het nie. En ek lees nou hierdie skrifgedeeltes en onthou ek het eendag 'n man hoor sê in 'n gemeente, sê hy vir die gemeente, broer, of jy nou tiende het of nie, gaan in die geloof, vat net daai tiende, bring dit, en dan haal hy nog Maleagi aan. Toets die Here en kyk jy, hy gaan vir jou seën. Dierbares, en jy kan gaan kyk in ons vorige video. Hier is die tweede een. Die eerste een is 'n tiende betaal deel 1 wat ons oor die Ou Testament gepraat het. Broers, daar het God gepraat met die volk van Israel, nie met die kerk nie. En dierbares, is dit nie loodreg teenoor die woord van God sulke stellings nie, want hier kom Paulus en hy maak 'n paar dinge duidelik as ons vir God gee. Punt nommer 1 is, jy moet gee soos jy in jou hart voel. Dit moet nie onder dwang wees nie. Mense moet jou nie manipuleer nie. Mense moet jou nie geestelik boelie nie. Hulle moet jou nie geestelik jou emosies seermaak om jou op 'n plek te kry om te gee uit angs en vrees en uit skuldgevoelens nie. Hy sê jy moet gee soos jy in jou hart voorgenem het. En dan in die tweede skrifgedeelte sê hy, gee wat jy kan. Dierbares, God sal nooit verwag ek en u moet gee wat ons nie het nie. Dit is, as iemand met so iets kom wat u weet, daardie saak kom nie van die Here af nie, dit kom van 'n ander plek af, maar nie van die Here nie. En dan maak hy dit duidelik, moenie dat iemand vir jou sê wat jy moet gee nie. Dierbares, so as ek hierdie skrifgedeeltes mooi lees, dan wat ek hier verstaan is dit, God wil hê, ek en u, dat ons dit eers mooi verstaan. Die Here wil graag hê ons moet gee. Dis waar. Die Here wil hê ons moet gee. Maar die Here wil hê ek en u moet gee uit ons vrye keuse, uit my vrye mens wees. God wil nie 'n offer hê wat gebring word wat nie uit die hart uitkom nie, waar mense gemanipuleer, mense beïnvloed was om te gee nie. Ons gaan net nou sien wie inspireer ons werklik om te gee. Nee mense, as dit van 'n mens afkom, daar's groot rooi ligte. Goed, dis die konsep. Gee uit jou hart uit, gee met blymoedigheid en gee wat jy kan en nie dat mense jou kom beïnvloed wat jy moet gee nie. Nou die volgende ding oor tiendes, of nie tiendes nie, offerandes, ons gee offerandes, ons gee nie meer tiendes nie. Nou, die vraag is, waarvoor gaan hierdie fondse? Dit hoef nie net geld te wees nie, dit kan kos wees, dit kan klere wees, dit kan enige iets wees wat ons offer. En waarvoor het hierdie offers gegaan? Dierbares, dit het net vir een ding gegaan, vir die behoeftes van die heiliges. Ons gaan net nou sien hoe die eerste kerk gefunksioneer het. En dan gaan jy sien, die God van die Ou Testament is dieselfde God in die Nuwe Testament. Sy hart is by mense. Sy hart is om te voorsien vir die behoeftes van sy volk. En is dit nie wonderlik dierbaar is om te weet dat die Here wil u behoeftes en sal u behoeftes voorsien. Nou dierbaar is, wat is die definisie van behoefte? Dit is wat nodig is. Dierbaar is, wat het ek en u in hierdie lewe nodig? Kos en klere. As ek en u kos het om te kan eet en ons het klere om aan te trek, dan het God sy gedoen wat hy graag aan ons wil doen, ons behoeftes vervul. En kom ons gaan kyk na twee skrifte waaroor dit gaan, wat vir ons sê, hoe sien God dit? Matteus 6 vers 9 tot 15, die Onse Vader, halleluja, ons ken hom ons, nee, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemele, net so ook op die aarde. En dan kom hy by hierdie woorde. En hoor wat mooi wat sê hy. Hy sê, skenk ons vandag. Ag Here, skenk my vandag daai mooi kar wat ek graag wil hê. Ag Here, daardie mooi huis hier in die Boedorpie wat ek so begeer. Ag Here, gee hom vir my. Ag Here, gee vir ons daai vakansieplekkie by die huis, Here. Ag Here, daai ou mooi bakkie wat ek so begeer. Ag Here, gee my daai bakkie. Dierbaar is nee. Hoe bid ons? Skenk ons vandag ons daaglikse brood. Halleluja. Dierbaar is, God
voorsien ons daaglikse brood. Is dit verkeerd om ander goed te begeer? Nee, glad nie. Maar daar is net een ding. Ek en u sal moet ongelukkig of gelukkig sal ons maar 'n werkie moet soek en gaan werk daarvoor. My behoeftes sal God voorsien, kos en klere. Alles wat ek meer as dit het, moet ek voor gaan werk. En dierbaar is, ongelukkig geld dit vir almal in die koninkryk. Of ek nou profeet, apostel of maar net wie is, die beginsel is vir almal dieselfde. Matteus 6 vers 25 tot 34 kom die Here Jesus en hy praat, hy sê, wat kwel julle oor wat julle wil eet of drink? Hy sê, die heidene doen dit. Hy sê, kyk, die mossie saai nie, en hulle maai nie, en tog voed die hemelse Vader hulle. Hy sê, kyk na die lelies, hulle spin nie, en hulle weef nie, en tog is hulle mooier beklee as Salomo in al sy heerlikheid. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge, wat se dinge, wat hy vooraf begin het, wat kwel jy jou, om te eet en te drink? Jy sien, dierbaar is, God is bekommerd, dat ek en u moet eet en klere aan het. En as die Here dit vir ons gegee het, dan het God sy kant vir ons gebring. Ja, die Here kan my seën met my hande, hy kan my seën met 'n werk, om te werk met hierdie hande, en met daardie opbrengs van die werk van my hande, kan ek 'n bakkie gaan koop, kan ek 'n mooi huis gaan koop, kan ek my vakansieplek gaan koop, kan ek al die goed koop, dis nie verkeerd nie, maar ek kan nie gaan sit, en dit van God vra, Here, skenk dit vir my, of ek gebruik die fondse van God, wat in sy koninkryk kom, vir hierdie goed nie. En dierbaar is, weet u, met jammerte moet ek sê, as ek sien, waarvoor die gelde gaan, wat inkom in die hemelse koninkryk in, dierbaar is, dan moet ons met jammerte sê, ons mis die hart van God. En daarom dierbaar is, hierdie fondse wat inkom, gaan vir uitsluitlik vir een doel, vir die behoeftes van die heiliges. En ek gaan 'n paar skriffies vir julle lees, waar die apostel ons leer, dat ons moet omsien na mekaar se behoeftes. Romeine 12:13 sê, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Hier maak hy dit duidelik, ons moet voorsiening maak vir die behoeftes van die heiliges. Handelinge 20 vers 33 tot 35 praat Paulus en hy sê, niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei, die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Nou dierbaar is, wat vertel Paulus in hierdie skrifgedeelte? En hier sê hy 'n ding. Hy sê, wat eintlik hier sê is, hy het ook met sy eie hande gaan werk. En nie gewerk in die koninkryk van die hemel nie, hy het gaan fisies werk vir geld, sodat hy in sy eie behoeftes kon voorsien. En nie net aan sy eie nie, maar ook die wat saam met hom was. En dit op 'n stadium sê hy vir Timoteus, jy moet jy nie inwikkel in die werksaamhede van hierdie wêreld nie. Hy sê, 'n soldaat veg vir sy heer, hy raak nie betrokke by die siviele lewe nie. En hier gaan Paulus, en hy doen presies wat hy vir Timoteus sê, om nie te doen nie. Maar Paulus hier het besef, dat, en jy sal sien in ander plekke ook, van die gemeentes het swaar gekry, en kon nie help om sy behoeftes te vervul nie, vir een of ander redes. Maar Paulus het gegaan, en met sy eie hande gaan werk, om dit te doen. Wat 'n pragtige voorbeeld vir ons, in die woord van God. En dan hierso in 'n baie interessante ding, jy kan dit maar gelees daar by Handelinge 2 en Handelinge 4, hele stuk gedeelte kan jy self gaan lees. Nou wat hier gebeur het, sien ons, hoe het die eerste kerk gefunksioneer, die eerste kerk wat gebore is. Hulle is nog vars in die woord, hulle is nog vars onder die gesalftes van die Here. Jesus was nog nou die dag by hulle gewees, van hulle het Jesus miskien gesien op aarde. So hierdie is manne en vroue, die eerste kerk, halleluja. En gaan kyk wat het hulle gedoen. Nou Petrus
na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, staan op en hy verkondig die evangelie en 3000 mense kom tot bekering. En dierbares, wat doen hierdie mense wat tot bekering kom? Hulle gaan en gaan verkoop hulle huise en al hulle besittings. En hulle kom, en hulle vat hierdie fondse, kom lê dit voor die apostels. Nou kyk die suiwere hart van hierdie manne van God. Jy sien, hulle vergryp hulle nie aan God se bronne vir hulle eie voordeel nie. Nee, wat doen hierdie apostels? Hulle vat hierdie geld, hierdie goedere, en hulle verdeel dit onder al die heiliges, sodat almal ewe veel kon besit. Is nie 'n plek daar, hulle het beskou dat hulle alles gemeenskaplik besit. En hier sien ons die hart van God. Het die Here vir hulle gesê hulle moet hulle huise verkoop? Nee, verseker nie. Hulle het hulle eie dit gedoen. My opinie was, hulle was miskien oorweldig met die wedergeboorte wat hulle ervaar het. As u wedergeboorte ervaar het, sal jy weet waarvan ek praat. Dit is onbeskryflik, hierdie vrede, liefde, blydskap, heerlikheid wat jou lewe vul. En hulle het dit ervaar. En hulle besluit, kom ons gaan koop, want die liefde wat in hulle harte uitgestort was, die Heilige Gees was so groot. Hulle gaan verkoop sommer al hulle goed en hulle deel alles met hulle boeties en sissies. Nie een is selfsugtig vir homself nie, gaan gee vir almal. En dierbares, en dit was hoe die eerste kerk was. En dan sê daar vers 5, dit vir die skrifgedeelte, dit is daar Handelinge 4 vers 35, en dan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En hierdie beginsel kom oor en oor in die woord van God uit, in die tiendes van die Ou Testament, en waar ons offers bring, van ons wat ons vir die Here bring, en hierdie gaan vir die verdeling onder heiliges, of jy nou priester of profeet is, of wie hy ook al is, almal kry eweveel. Dit was die wil van God. En dan 1 Korintiërs kom Paulus, hy gebruik 16 vers 1 tot 3, en hy praat met een van die gemeente, hy sê, wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen, soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit, en opspaar, na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eens plaasvind as ek kom nie. En wanneer ek aangekom het, sal ek die persone wat julle goedgekeur het, met briewe stuur om julle gawe na Jerusalem te bring. So dierbaar is, hy praat hier met 'n gemeente. So wat het hier gebeur? Die gemeente van Jerusalem het swaar gekry. So hy het al die gemeentes in die streke gesê. En wat hy nou hier gesê, was 'n reëling wat hy daai tyd met daardie gemeentes gereël het. Dis nou nie weer 'n ewige instelling en wet nie. Wel, dis 'n pragtige gedagte. So kan ons ook sulke gedagtes sê om in te samel, weeklik, daagliks, maandeliks, jaarliks, halfjaarliks. Maar die punt is, die gemeente het swaar gekry. En die gemeentes het bymekaar gemaak om vir daardie gemeente te stuur wat hulle nodig gehad het. Daardie is die sleutelwoord wat oor uitkom wat nodig is. En dan daar ook 'n skrifgie, Galasië 6 vers 2, sê help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. So dierbaar is hierdie gelde, fondse wat ingekom het. Dit sê wat dit sê noodwendig net geld wat gebring was nie, dit kon kos gewees het, dit kon klere gewees, kon enigiets gewees het. Maar hierdie bronne wat ingekom het, het gegaan vir die behoeftes van die heiliges en vir geen ander redes nie. Nou dierbaar is, nou kom die vraag, goed ons het dit, God wil hê ons moet gee, hy wil hê ons moet gee uit ons hart uit, hy wil hê ons moet gee nie onder dwang of vrees nie, hy wil nie hê ons moet gemanipuleer word om te gee nie, en hy wil hê ons moet gee wat ons kan gee. Nou die vraag is, hoeveel moet ons gee? En hier gebruik Paulus en Christus 'n geestelike wet en konsep. Hy sê daar in Korintiërs, sê, julle moet onthou, as iemand min saai, dan kry hy min. En as hy baie saai, dan kry hy baie. Vers 7, elkeen moet gee, ons het die skrif al gehanteer, elkeen moet gee soos hy hart besluit het, dit moet nie vir hom swaar wees om te gee nie.
En hy moenie gee omdat iemand sê hy moet gee nie. Onthou, God is lief vir mense wat bly is wanneer hulle gee. God kan vir julle baie goeie dinge gee, sodat julle meer as genoeg sal hê. En dan sal julle altyd genoeg van alles wat julle nodig het. Maar dan sal julle ook meer as genoeg hê om te gee vir mense wat nie genoeg het nie. Dierbare is so, Paulus kom en hy praat hierso, weer dieselfde beginsel, né? Gee uit jou hart, gee die onder dwang of vrees nie, moenie dat mense jou manipuleer wat om te gee nie, gee soos die Here in jou hart gee. En dan, versekerlik, het ons gesê, die Here wil hê ons moet gee, my dierbares. En dan gee hy verduidelik ook aan hierdie gemeentes. Hy sê, God sal vir jou sorg dat jy het. God sal vir jou sorg dat jy begin in oorvloed het. En dan is daar eintlik 'n verwagting van die Here van my en u, dat ons van hierdie oorvloed moet gee, want ons het nou gesien, dis die wet van die liefde van Christus. Hoe kan ek, as ek my broer sien honger loop, nie vir hom iets gee om te eet nie? Maar die Here verwag nie, ek moet iets gee, wat ek nie het nie. So, die beginsel is, God sal my seën, dat ek kan hê, dat ek later in oorvloed kan hê, sodat ek ook kan gee. En dan praat Jesus, Lukas 6 vers 38, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waar julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En dierbares, hier kom nog 'n konsep van hoe ons gee in die Nuwe Testament. Jy sien, ons gee nie meer volgens 'n persentasie nie. Ons gee van, dit hang af, hoe ek en jy geseën wil wees. Wil ek en u baie geseën wees in die Here, dan sê die Here, in jou oorvloed, gee oorvloedig, gee baie, dan gaan jy baie terugkry. Maar as jy oorvloed het en jy gee min, dan moet jy weet, min gaan terugkom na jou toe. Wat jy saai, sal jy maai. Met die maat waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word. Daarom sê die Here nie meer vir ons, bring 10% van jou geld, bring 10% van jou kruideniersware, bring 10% van wat ook al nie. Die Here sê, dit wat jy gee, dit gaan jy terug ontvang. So dis 'n saak tussen die aanbidder en God self. En nou hier kom die ding. Nou my dierbare, as jy dan in jou hart voel, ek wil, dit moet net nie moet wees nie, ek wil my 10de gee. Weet jy, dis reg, gee jou 10de. Weet, ek het vir jare in my lewe het ek ook 10des betaal, en jy weet, as ek vandag terugdink, dan het ek baie keer 10de gegee, maar net onder die wet. Weet, daar is nie, is net elke maand gee dit, dis maar net, as dit salarisdag is, 10de, salarisdag 10de. Jy gee, dit is maar net wetties, jy gee maar net wetties. Nou as ek vandag terugdink daaraan, sou ek dit anders gehanteer het. Maar dierbaar is, hier gaan dit oor nie 'n persentasie nie. As jy in jou hart voel, jy wil 20% van jou inkomste gee, gee dit. Dis 'n saak tussen jou en God. As jy 50% van jou inkomste wil gee, gee dit, solank jy net wil doen. En as jy 100% van jou inkomste wil gee, gee dit. Natuurlik, hoe groter jy gee, hoe groter gaan die seën op jou wees. Maar ek kan nie onder die nuwe verbond, as ek in my hart voel, ek wil 10de gee, nou verwag ek, almal moet 10de gee. As ek nou my huis stort, wil nie verwag, almal moet dit doen nie. Dis 'n saak, dis in jou God. Jy gee soos jy in jou hart voorneem. Hierdie mense het sommer in hulle hart voorgeneem, hulle gaan hulle huise gee. Jy kan vir God gee wat jy wil, maar dis 'n saak tussen jou en God. So ons gee, wat jy gee, gaan jy terug ontvang. Nou dierbaar is, hier is 'n baie belangrike ding wat ons nie uit die oog moet verloor nie. Wie inspireer die gelowige om te gee? Kyk mooi, hierdie prentjie begin nou mooi ingekleer raak. Ons gee nie meer 10des nie, ons gee nie meer moed nie, ek gee nou soos ek in my hart voorneem, ek gee nie onder dwang nie, ek gee nie uit vrees nie, ek gee nie uit manipulasie of afpersing nie, ek gee wat ek kan, en as ek gee, dan is die keuse by my as aanbidder, hoe wil ek teruggeseën word? Die keuse is myne. Hoe wil ek? As ek baie gaan gee, gaan ek baie kry. As ek niks gee nie, gaan ek niks kry nie. En weer eens, God verwag nie
Ek moet gee wat ek nie het nie. Nou dierbares, hier is 'n kragtige skrif en ek lees dit vir u. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Halleluja, pragtige skrif. Hoor die Filippense 2 vers 14. Want dit is God wat in julle werk en wat julle lus maak om die dinge te doen wat hy graag wil. Ja, hy laat julle doen wat hy wil hê. Dierbares, hier mis ons iets. God werk in ons hart. En weet jy, ek het in my geestelike lewe, hierdie ding het ek beleef. Dat wanneer mense vir jou sê wat jy moet gee, as mense jou wil boelie of afpers, jy gee, maar jy gee teensinnig. Maar dit het ek in my lewe ervaar. As die Heilige Gees in jou hart werk om te gee, dierbaar is, jy het net hierdie vrede, hierdie blydskap. En as jy gee jy met die diepste blydskap, gee jy vir daai geld, want dit was geïnspireer deur die Heilige Gees en nie deur 'n mens nie. Nou wil ek gou 2 getuienisse vertel waar hierdie konsep ek het gesien het. Ek het op klompe jare gelede gebeur daar 'n ding en my finansies, goedjies breek en net 'n klomp dinge en tap my finansies uit. Ek byna nie 'n sent in my rekening nie. En en ek bid en ek sê, Here, nou is ek in groot moeilikheid. En nog in dieselfde week bel 'n man my hier uit die bloute uit. En vra vir my, wil jy nie my sussie begrawe nie? En ek sê, natuurlik my broer, sal ek jou sussie begrawe. En hy vra vir my, Henny, wat gaan jy my vra om die begrafnis te doen? Ek sê vir my, my broer, die koninkryk van die hemele werk nie om rande en sente nie. Die koninkryk van God is nie 'n besigheid nie. Ek verkoop nie my diens aan jou nie. Ek gaan vir jou dit doen en jy betaal my terug vir my diens nie. Dis nie iemand wat werk vir 'n salaris. Dit doen ons daar in die wêreld. Ons doen dit in die koninkryk nie. Ek sê vir my broer, ek gaan net een ding doen. Ek gaan vir jou met uit liefde bedien. Jy skuld my niks, maar hy hou toe aan, hy wil my graag iets sê. Ek sê vir my, goed, as jy my wil gee, en jy voel die hart, jy wil iets gee. Sê nie, begin ek die konsep van God gebruik. Ek sê, as jy iets wil gee, gee. As jy niks gee nie, moenie gee nie. En ek sê, maak dit baie duidelik aan hom. Ek sê, my broer, jy moet net vir my verstaan, ek wil nie hê, dat as jy jou bedien het, dat jy voel, jy is my iets verskuldig nie. Jy verskil, jy skuld my niks. Ek doen dit uit liefde uit. Maar as jy wil gee, soos jy wil, net soos, as jy iets gee, goed. As jy niks gee, goed. Is nie waaroor dit gaan nie. En dierbaar is, ek doen die diens, wat nogal op 'n Saterdag, en dit was die Dinsdag, betaal daai man R2000 in my rekening. Hy betaal vir genoeg geld in, om my deur te dra, totdat ek weer fondse inkry, en ek weer kan sterk vaar, en my dinge doen. Jy sien, wat het hier gebeur? Ons het nie die beginsel van God toegepas. Ek het die Heilige Gees, en hy die Heilige Gees. God bewerk dit so, dat die Here stuur hom na my toe, van almal, kies die Here my om hom na my toe te stuur, om sy sussie te begrawe. Jy sien, ek vertel nie wat my situasie is, jy weet, ek begin nie daai kaart met hom speel nie, dierbaar is, om met hom sy emosies te speel, sê, my broer, jy weet, het is nou net, jy is gestuur deur die Here, ek het dit so nodig, dankie, jy weet, om op sy emosies te werk, om hom geestelik te boel en af te pers, om hom te kry, of my nou moldiglik te gee nie. Ek doen dit net, laat dit eers niks, ek sê dit, gaan nou of niks verkeerd is nie. En, sien nie hoe werk dit? God weet wat is my behoefte. En, die Heilige Gees gee hom die begeerte, kyk mooi, God werk in ons soos hy wil en sy welba, hy gee ons die begeerte. God werk in sy hart om my iets te gee. Maar nou werk die Heilige Gees sonder enige inspraak van my kant om hom te kry om te gee nie. Ek praat eers dit nie. Die Heilige Gees werk in sy hart. En die Heilige Gees weet wat ek nodig het. En die Here lê in sy hart wat hy vir my moet gee. En daar gee. Dierbaar is. Hier is die konsep. En wat my hartseer maak is, hierdie mensies wat hierdie leerstelling bring, moet ons tog net onthou, daar's 'n God in die hemel. Die Here sal vir sy kerk
sorg. Die Here sal vir jou en vir my sorg. Ek hoef nie hierdie snaakse goede te doen nie. En 'n ander getuienis ook vir julle vertel. Ons is by die diens en ons gaan huis toe en in die diens, daar nou 'n jong man wat opstaan, hulle het sy werk verloor, het 'n paar kinders in Desember. Nou moet jy weet, as jy werk in Desember verloor, dis omtrent 2 maande, in Januarie begin die dinge eers aan die gang kom, so hierdie jong man gaan ten minste 2-3 maande werkloos. Nou ry ek huis toe, en ek dank die Here, ek ken nogal die stem van die Here, en die Here gee in my gees vir my, die Here sê vir my, gee vir hom 'n X bedrag. Nou, hierdie X bedrag was amper 20%, 200%, jammer, 200% van my inkomste. Dit is 'n heel wat klomp geld vir my. Jy sien, maar die Here gee die inspraak in my hart. Nie mens nie deur boelie nie deur manipulasie of hierdie snaakse goede wat mense doen nie. Die Heilige Gees. En weet jy, en ek neem dit vir hom, maar weet jy daardie vrede? Jy gee dit met, dis 'n klompie geld. Maar die Here het dit vir my gegee, want die Gees werk in ons en toe ek dit vir hom gee, weet jy daardie vrede, daardie blydskap wat ek het, deur my gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Dierbaar is as ons die konsep kan verstaan. Die Here se Gees inspireer ons. Ons hoef nie snaakse goede te doen om gelde uit mense te kry nie. Nou kom die vraag, wat is die orde waarin ons hierdie offers wat ons bring vir die Here, in watter orde gee ons dit? En dierbaar is, hier's 'n baie belangrike ding. Ek en u het ons eerste verantwoordelikheid is my en u gesin. God verwag van jou inkomste wat jy kry. Die eerste wie se behoeftes ek en u moet vervul, is die behoefte van u eie gesin. Dierbaar is, ons lewe in 'n baie moeilike tyd. Ek kyk nou die dag, ons land het 'n werkloosheidssyfer van amper 34%, 8,5 miljoen mense. En dierbaar is, ek weet nie wat by saam gaan stuur nie, maar ek dink nie dinge gaan beter word nie. Dierbaar is, ons kry mense in gesinne wat op die broodlyn leef, onder die broodlyn leef. Daar is in huise wat een van die man of die vrou is werkloos. Daar is nie eers kos nie. Hoe kan ek staan en 'n tiende uit mense uitdwing? Dierbaar is, dis nie die liefde van Christus nie. En dan sê die Here, my broer, jy moet eers vir jou gesin sorg. En as daardie is, ons het net nou gesê, God sê, gee as jy kan. Nie die Here verwag nou nie, jy is alreeds in die rooi, jy moet jouself dieper in die rooi indruk om te gee. Dis nie wat God sê nie. Ja, die Here kan ons seën, soos ek net nou gesê het, wat Paulus al gepraat het, dat ek later genoeg het, en ek begin oorvloed toon en te kan gee. Maar daar's kere wat mense nie kan gee nie, en dan hoef u glad nie sleg te voel as u nie kan gee nie. Die Here neem u nie vir kwaadlik nie. U moet eers u gesin versorg. En kyk hier in Timoteus 5 vers 8 praat Paulus daarvan, sê, maar wanneer iemand nie vir sy eie gesin sorg nie, ook nie vir sy eie huisgesin nie, dan is hy nie meer 'n gelowige nie. Dan is hy slegter as die mense wat nie in Christus glo nie. Lukas 3 vers 11 praat Jesus, hy sê, as jy 2 stukke klere het, dan moet jy 1 gee vir iemand wat nie klere het nie, en dan sê hy ook, en as jy kos het, dan moet jy kos gee vir die mense wat nie kos het nie. So wat sê Jesus hier? As ek 2 baadjies het, of ek het net 1 baadjie, die Here verwag nie, ek moet my baadjie uittrek en weggee en ek moet koud kry. Die Here sê, as jy 2 het, maak jy seker, jy het 1 vir jou, want jy moet vir jouself eers sorg. En dan, as daar 'n tweede een is, gee ek dit vir iemand wat nie het nie. En dan sê hy ook, en as jy kos het, sê die Here nou nie, gee die helfte van daai kos weg, en die helfte van die maand moet jy vertrou hoe God vir jou nou weer gaan kos gee nie. Nee, jy moet voorsien wat jy nodig het, en as daar iets oor is, sê die Here, dan gee dit weg. Wat wys, my dierbare, ek en u huis is die eerste wat voorsien word, wat ek voor moet sorg en voorsien, en as daar oor is, kan ek gee. En as ons dan gee, vir wie gee ons? Vir ander heiliges se behoeftes. Hoor wat sê in Galasiërs 6 vers 10. Medegelowiges, laat ons dan
terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So ja, broers, die orde van God is, sorg eers vir jou huis. As daar oor is, moet ons gee vir die behoeftes van die ander heiliges, en dan ook, wie sluit dit dan ook in? Ons moet ook voorsien, let wel, vir die behoeftes van hulle wat in die bediening staan en die evangelie verkondig. En dan derdens, die wat buite die geloof is. So ander woorde, ek versorg eers my gesin, ek surplus het, gee ek vir die ander gelowiges, en ook vir hulle wat in die bediening is. En as almal dan daar versadig is, let wel, behoeftes, eet en drink, kos, klere, en as daar dan almal versadig is, dan gee ons aan buite die kerk. Dierbares, en as ons hierdie ding mooi deurwerk en besef het, Christus het ons vrygemaak. Ons is nie onder 'n juk nie. En dan wil ek hier dan in bemoedig, dat ek en u sal wandel in die vryheid waarmee Christus vir my en u vrygemaak het. Ek is vry van die wet, ek is vry van hierdie dinge. Ek wandel deur die Heilige Gees. Ek wandel nie meer onder die wet nie. Die Heilige Gees leer en lei my. En kan ek in u lewe in die vryheid van Christus. Ag, en voor ek hierdie video begin het daar 'n skrif in my hart gegee, en ek wil dit vir u ook gee. Het u geweet, God is bekommerd oor u? Kan u dink dat God kan bekommerd wees? Ja, hy kan, want daar's 'n skrif wat hy sê, die Here bekommer hom nie oor die engele nie, maar hy bekommer hom oor die geslag van Abraham. En dan wil ek vandag weet, die Here dink aan u, hy weet van u, hy is bekommerd vir u, en hy sal voorsien, hy sal in u behoeftes voorsien. Mag die Here u seën, mag die Here vir u guns gee, in Jesus naam. Amen.